Is die werklikheid rondom ons maar net toevallig, chaoties, sonder enige orde of patrone? Of kan ons sinvol dink oor dit wat in die skepping ingeweef is, onder andere die goeie? Vanuit ons Christelike tradisie dink ons natuurlik oor God se woorde in Genesis en hy sê die skepping is goed. Maar natuurlik lewe ons ook in 'n tyd waar ons sit met 'n standpunt wat reg teenoor dit staan, wat sê die skepping is chaoties, toevallig, daar's geen orde onderliggend aan dit nie, en daar's ook dus geen goeie nie. Daar's niks in die skepping wat goed is, wat ons kan ontdek, kan najaag, nastreef nie. Dankie Daniel, dit is 'n ongelooflik belangrike tema wat jy hierso hanteer, naamlik die goeie van die skepping. Want we sit inderdaad vandag in 'n situasie waar die goeie van die skepping ontken word. En miskien om dit te verduidelik is dit goed om by enkele konkrete voorbeelde hiervan stil te staan. Ek dink die eerste voorbeeld daarvan draai rondom ons eie geslagtelikheid. Volgens die skepping is die skepping van man en vrou deel van die goeie orde van die skepping, die onderskeid tussen man en vrou. En vandag sit ons in 'n situasie waar daar 'n diep twyfel is oor hierdie ou Bybelse waarheid. Die gedagte dat dit goed is, dat daar iets is soos mans en vrouens, dit word radikaal betwyfel. En dit blyk onder andere uit die feit dat die individu vandag vir homself die reg opwys om self te kan besluit of hy 'n man of 'n vrou wil wees. Met die vooronderstelling dat man en vrou nie iets is wat reeds gegewe is nie, en ook as 'n goeie geskenk aan ons gegewe is nie, maar iets waaroor ek self soewerein besluit. So wanneer ons oor geslagtelikheid vandag nadink, dink ons uiteindelik in die agtergrond van die radikale afwesigheid van die goeie, teenoor die Christelike tradisie wat sê, nee, daar is 'n goeie in ons geslagte ingelê. Mens kan natuurlik oor baie ander temas ook binne die konteks van die goeie oor nadink en die skepingsorde, maar dit lyk vir my dit kom neer op 'n punt waar die goeie word eintlik gereduseer tot iets wat deur die individu uitgedink word. Het sy dit nou gebaseer is op die individu se gevoelens of denke of hoe dit ook al sy, maar die goeie word eintlik net 'n produk van die individu. Dis niks wat meer in die werklikheid self ingeweef of daar geanker is nie. Absoluut so. Miskien kan ons 'n tweede voorbeeld noem van hierdie afwesigheid van die goeie aan die een kant, en aan die ander kant die feit dat die goeie deel is van die skepping. En die tweede voorbeeld is eintlik ons gesinne. Die gesin is nog altyd deur ons gesien binne die Christelike tradisie, binne die Christelike denke, as deel van die goeie skepingsorde. So in die mate waarin ons gesinne goed in stand hou, jaag ons ook die goeie van die gesinne na, deel van die goeie skepingsorde. En dit word vandag radikaal betwyfel. Weereens met die gedagte dat die individu vandag self kan besluit oor hoe die gesin moet lyk. Die kind hoef homself nie meer te onderwerp aan die goeie dissipline en goeie oordeel van die pa en die ma nie. Die gesin is eintlik in 'n sekere sin vandag besig om te verbrokkel. So die goeie van die gesin gaan verlore teen die agtergrond van die feit dat die individu en dan in die hand van hierdie voorbeeld die kind self kan besluit oor hoe die gesin ingerig moet word. So ons sit dan nou inderdaad in hierdie situasie waar die goeie mee weggedoen word, herdefinieer word op verskeie maniere, en ons verloor dan nou daardie doel van die goeie wat in die werklikheid ingeweef is. Maar op hierdie punt moet ons reguit wees daaroor. Mense, ons is gefalle mense, ons is gebroke mense, en daarom gaan ons die doel van die goeie ook baie keer mis. 100%. Ek dink dit is 'n verskriklik belangrike ding. Uit ons hele Bybelse agtergrond word ons opgeroep om die goeie na te jaag. Maar dit word altyd geplaas binne die konteks van ons eindigheid, ons gebrekkigheid, die sondige aard van die menslike toestand. So ons gaan altyd weer by ons doel verbystuur. Dis absoluut so, naamlik die goeie.
Ons gaan altyd weer daarby verbystuur, ons gaan altyd weer misluk daarin. Maar ons word tegelyk altyd weer opgeroep om die goeie na te streef, ondanks ons gebrekkigheid. So dit is 'n ewige taak wat aan ons opgelê word om elke keer weer in ons gesinne, in ons politieke lewe en waar ons self bevind, die goeie van die politiek, van die gesin, van die universiteit, van die skole na te streef, al misluk ons altyd weer. Ons het geen verskoning nie, so al misluk ons en al weet ons gaan foute maak in ons najaag van die goeie en ons strewe na die goeie, gee dit ons nie 'n lisensie om agteroor te sit en sê ons kan dit nie nastreef nie, ons kan nie daarby uitkom nie. Ek dink dis belangrik om te weet, ons moet heeltyd die goeie voor oë hou, want dis in die skepping. Die skepping lei ons as te ware na die goeie toe. Ja, in 'n sekere sin, dit klink vreemd, maar ons kan nie anderste as om ook tegelyk die goeie na te jaag nie. Dit is ons natuur, om die goeie van ons gesinne na te jaag, die goeie van ons skole, en die goeie van die universiteitswese. En ook miskien nie, maar baie duidelik die goeie ook van die politieke lewe. En miskien kan ek net daaroor ietsie sê, naamlik dat die Christelike opvatting van die politiek is dat ons in die politieke lewe die gemeenskaplike goed moet najaag, die gemeenskaplike goed, dit wat tot die voordeel van ons almal as gemeenskap strek, dit is die goeie wat in die politieke lewe nagejaag moet word. En vandag sit ons in 'n situasie waar dit nie noodwendig meer die doel van die politieke lewe is nie. Die politieke lewe word vandag anders gedefinieer. Die argument in die politieke lewe is dat die staat sorg vir die openbare lewe, hy sorg vir 'n sekere orde, hy sorg vir die regstelsel, hy sorg vir die uitoefening van regte, die handhawing van die howe, reg en orde, dit is die staat se verantwoordelikheid. Maar die goeie, dit is die staat se reëling vandag, moet in die private wêreld van die individu nagejaag word. Dit beteken eintlik dat die goeie geprivatiseer word. Dit word my en jou verantwoordelikheid hier in ons private wêreld, maar ons mag dit nie najag ook in die openbaar nie. Dis nie deel van die openbare doel, naamlik die gemeenskaplike goed nie. Dis iets wat ons in ons private huise kultiveer. En daarmee sit mense eintlik met 'n gebrekkige opvatting van die goeie. Die individu besluit vandag self wat is vir hom goed en wat is vir hom sleg. En daarmee gaan die gerig wees op die gemeenskaplike goed eintlik verlore. So prof sê, mens sien dit nogal ook in die hele definisie van liefde. Liefde is natuurlik 'n gelaaide woord wat ook 'n geskiedenis het, maar as mens tradisioneel kyk na die woord liefde, dit word nog altyd gedefinieer om die goeie van die ander te wil. Liefde is nie 'n woord wat gebaseer is soos wat ons baie keer vandag dink op ons emosies of gevoelens of so iets nie. Dit is 'n handeling met 'n doel voor oë, die goeie. Ek dink vandag is die gedagte van die individu en sy eie private belange staan voorop. So die staatlike orde word ingerig sodat die individu sy eie private belange kan najaag. En wat verlore gaan is die goeie van gemeenskapsvorming, waaronder liefde natuurlik deel is, maar dan ook in die politieke terme die gemeenskaplike goed, dit gaan verlore. So die vraag is, streef jy die goeie na? Maak nie saak waar jy jouself bevind nie, in jou gesin, jou politieke deelname, jou gemeenskaplike deelname, is die goeie iets wat jy voor oë hou.